Wat is herlewingslandbou? Dit is wanneer jy saam met die natuur boer. Dit gaan alles oor gesonde grond. Vanaand op Prontuit stel ons jou voor aan 'n paar van Suid-Afrika se voorloper herlewingslandbouers. Ons ontmoet hierdie boere, hoor hulle stories en natuurlik die uitdagings en wat dit verg om vir ons lekker, maar gesonde kos op die tafel te sit. Toe ons begin het, was daar nie 'n woord soos regeneratiewe landbou nie. Dit was toe nou geen bewerking en toe bewaringslandbou. Ons gronde is so gedegradeer dat ons dit eintlik nie daar wil hou nie, ons wil dit opbou. Rondom 1930s met die Dust Bowl in Amerika het die Amerikaanse boere baie hard gesoek na oplossings om hierdie degradasie van die omgewing stop te sit. En hulle het toe begin om hierdie beginsels toe te pas, te ontwikkel. En daarvan af is dit versprei in Amerika, in Suid-Amerika, in Kanada, Australië en ook in Suid-Afrika. Eintlik moet ek so 'n treetjie teruggee met bewaringslandbou in die Wes-Kaap. Het basies begin met Jack Iman en 'n paar boere daar in die Suid-Kaap uit wat na die 81 vloede want as julle almal sal onthou van Lensburg, dit het ook in die Suid-Kaap gebeur en daar het ongelooflik grond gespoel. Want ons het nog almal grond geploeg en te kere gegaan. En hy het besef op daai stadium hy kan nie voortgaan soos hy voortgaan nie, want dan gaan hy nie grond oor hê nie. En hulle toe nou oor Australië toe gegaan en gaan kyk oor no-till of geen bewerking en teruggekom en dit begin doen. Proewe hier het begin omdat in daai jare het die Swartland nog nie regtig die tipe goed gedoen nie. Hulle was maar meestal koring monokultuur. En hulle spot die rotasiestelsel was koringvakansie. Toe is hierdie proewe gevestig want ons wou graag dit soort van begin doen om erosie te keer en om die ouens begin moeilikheid te hê met die monokultuur. En aanvanklik is daar gesê no-till sal nooit posvat nie want die masjinerie is te duur en wisselbou werk hier in die Swartland nie. Ons boer nou al die 4de generasie wat ek op die plaas is. Ek het na my studies het ek begin boer in die jaar 2000. In 2008 se begin moes ons toerustingvervanging doen op ons planters. En ons is toe na Nampo toe, ek en my pa saam, het was 'n groot voorreg en nou na die konvensionele planters kyk, maar daar was toe 2 of geen bewerking planters op Nampo in daai jare. Dit planters wat van Argentinië en Brasilië af ingevoer is. En daai tyd het dit dieselfde gekos as konvensionele planters, want dit was onbekend en dit was nou nie baie gewild in daai jare nie. Ons het toe nou die een planter vervang en maar om konvensioneel mee te werk. Hy kan al twee doen en ons het dit eers deeglik getoets en toe het ons begin. En daar het ek toe so 'n bietjie begin oplees oor geen bewerking. En toe ek daar oor navorsing begin doen, toe begin dit nou in lyn trek met my liefde vir die natuur. Dis nie 'n baie groot land nie, dis 17 hektaar. Dit staan nou nog op die plaas bekend as die oudste no-till land of geen bewerkingsland. En na hom toe gaan en sê ek wil mielies daar plant sonder om te bewerk. En hy het 'n rukkie sit en dink en na die voorstel gekyk en vir hy gesê nee, dit is goed en wel. Jy kan so 'n proef doen. Maar vir elke kilogram wat die land op mielies minder gee as die gemiddeld van die plaas, is dit vir my sak. Moet ek inbetaal. En wat toe nou gebeur is uit die aard van die saak, het ek toe beter gedoen. Ek dink 100 of 200 kilogram hektaar, 0,2 of 0,3 tonne hektaar beter gedoen as die gemiddeld van die plaas. En hy het toe nou gesê, oké, hy hou by sy storie, ek kan voortgaan met die proef. En toe hy dit klaar gesê, toe sê ek nou vir hom, alright, maar nou gaan ons sojabone plant. Want ons wil nou wisselbou, want ons wil nou verskillende diversiteit hê in ons grond en plante en breëblare en grasse en stikstof bind en al die dinge. En toe kan hy nou nie teruggaan op sy woord nie, want toe is dit die eerste sojabone wat ons ook op die plaas plant. Die volgende jaar het ons die helfte van die plaas geen bewerking gedoen, die jaar daarna die hele plaas. Hoe het dit vir jou begin? Jy's nie iemand wat omgeskakel het, nee, jy het van die begin af geboer op die opbouende manier, soos jy dit noem. 21 jaar gelede was ek 'n aandelemakaar in Londen en ons tweede kind is daar gebore en dit is daai tyd wanneer ek my promosie geleentheid gehad het Japan toe en toe het ek besef my lewe gaan nou by Goldman Sachs wees in die aandelemark en ek het in KwaZulu-Natal groot geword. Ek het gevoel ek wil iets my kinders, ek wil nie op die 23ste verdieping van 'n gebou in Tokio groot word nie. So ons het toe daai hele lewe gelos.
teruggekom Suid-Afrika toe 'n geleentheid gekry om op Spiere huis te bou. Ek het 'n konvensionele plaas gekry en die wingerde van konvensioneel na organies oorgeskep, maar die res van die plaas was verrenoveer. Jan Boland Kutse wat onlangs oorlede is. Hulle wou kom kyk, wie se mal mense bou 'n klei huis. Toe kom kyk om Jan na die huis toe, ons sit daar en ons praat nog en hy sê vir my, jy weet natuurlik Spiere die grond op Stellenbosch. So ek is baie dankbaar vir Jan dat hy my gesê het, want ek wil vir hom bewys dat dit nie meer die waarheid is nie. Ons praat van herlewingslandbou of boerdery, bewaringsboerdery, regeneratiewe landbou of boerdery en wat is die vierde ene? Volhoubare boerdery. Volhoubare boerdery. Dis natuurlik wat ek gedink het almal maar vir alles moet gebruik. Maar dit lyk my dis nogal gespesifiseer. Die gedagte agter volhoubare boerdery is dat jy jou natuurlike hulpbronne nie uitput nie, dat jy hulle stabiel hou. En herlewingslandbou of die gedagte is dat jy jou natuurlike hulpbronne eintlik stimuleer om meer te produseer. Die regte woord is eintlik oorlewingslandbou. Die probleem is dat Suid-Afrika voer meeste van ons landbou-insette in brandstof en ons kunsmis en so aan. En soos ons gesien het met die oorlog in Oekraïne en met COVID, jy weet wanneer daar 'n groot ontwrigting van 'n voorsieningsketting is of een of ander groot globale skok. Jy weet Suid-Afrika is 'n baie klein ekonomie wat baie blootgestel is aan die internasionale ekonomie. Wanneer jy die natuur se job begin doen, dan gaan jy aanhou dit doen en jy gaan aanhou geld betaal om dit gedoen te kry. Ek wil eintlik heeltemal wegbeweeg van hierdie definisie van herlewingslandbou. So hulle raak vasgeval in die idee en dit is nie waar dit gaan nie. Dit gaan oor, jy weet, hoe boere ons goedkoper, hoe boere ons met die natuur en dit beteken nie dat ons nie meer gewig gaan gebruik nie. Jy gaan gewig gebruik. Ja, jy gaan moet doen wat jy moet doen. Op die einde van die dag moet jy 'n wins maak.